genesing gekom het. Ons het gekyk na die verbondsnaam wat hy gegee het, 'n naam wat ons roep tot 'n verhouding met hom. En daardie naam is Jehovah Rafa, die God wat genees. En ook so gisteraand het ons gekyk na die onderwerp van redes waarom die Here siekte in jou en my lewe toelaat. Ons sien dat die duiwel is die bewerker van siekte, maar die Here is die een wat dit toelaat. In sy toelatende wil laat hy toe dat die sielevyand iets oor ons pad bring. Nie om ons te bring tot mislukking of tekortkoming nie, maar om 'n werk in ons lewens te bewerk. En ons het in diepte gesien, en ek vertrou ook, dat ons elkeen uit daardie 6 punte, daar is soveel meer nog, maar kon neem wat die Here dalk vir ons wou gesê het, hoekom hy moontlik al in die verlede, dalk nou, en moontlik in die toekoms, iets oor ons pad sal bring, en daar 'n rede daar agter is. Nie dat hy my omstandighede inwendig wil verander nie, maar dalk eerstens my wil verander. Voor ons begin, kom ons buig na die hoofde, dan bid ons saam. Hemelvader, ons sê vir U dankie vir 'n aand en 'n geleentheid soos hierdie. Dankie vir elkeen wat die tyd uitkoop om hier te wees, na 'n besige bedrywige dag, ons praat van 'n blou maandag, om te sê ek begeer om U woord te hoor, met U kinders te wandel, en om die boodskap van genesing my eie te maak. En Here, ons is dankbaar dat ons weet, dat as ons kom met 'n verwagting, sal ons nooit met leë hande huis toe gaan. En daarom, Here, mag ons vanaand hier sit, dalk met vrae in ons hart, dalk met die begeerte om meer te weet, om met ander te deel, dalk met die begeerte, Here, vanaand om te hoor wat U met elkeen van ons wil spreek, maar dat ons kan weet, Here, U is ook hier teenwoordig. U het die begeerte om U woord aan ons bekend te maak, om met ons te deel. En mag ons vanaand ons harte oopmaak om ook te besef die belangrikheid en die grootheid van geloof in ons lewens as kinders van die Here. Amen. Ek gee my net 'n geleentheid om ook net weer oor te skakel. Daar sê ons sukkel nie vanaand soos ander aande nie. Nou liewe vriende, ek wil u vanaand nooi om die woord van die Here saam met oop te maak by Markus hoofstuk 5. Markus hoofstuk 5, ons gaan daar lees vanaf vers 25. Nou terwyl u blaai, Markus is die kortste van die 4 evangelies, en daar is my 'n duidelike rede hoekom. Markus was 'n man wat op die man af is op 'n saak. Hy gebruik in hierdie kort evangelie 32 keer die term en dadelik. En selfs in die gedeelte wat ons vanaand gaan lees, sal jy sien, en dadelik. Hy het nie rondgeskroom om iets te soek om te sê nie, maar hy is op die man af om sy punt hard en duidelik te maak. En vanaand lees ons die verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, en ook die groot en wonderlike werk wat die Here Jesus Christus vir haar kom bewerk het en vir haar kom doen het. Ons gaan daar lees vanaf die 25ste vers van hoofstuk 5 in Markus. Ek gaan voort om vir ons te lees. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei het, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En hier kom Markus nou in, en dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat hom uitgegaan het, draai hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. En liewe vriende, vanaand wil ek begin deur om eerstens vir u uit te lig dat daar is 'n massiewe verskil tussen goddelike genesing en geloofsgenesing. En ek wil dit graag vir u vanaand duidelik maak deur 'n getuienis wat ek en my vrou beleef het, waar iemand hierdie geloofsgenesing probeer toepas. Het geloofsgenesing sê, jy sal genees word, solank jou geloof groot genoeg is. Geloof is die element wat bepaal of jy genesing ontvang, of nie ontvang nie.
As jy groot genoeg van genesing het, maak nie saak wat nie, jy sal genees word. En soos ons tot dusver gesien het, is dit nie die geval. Alhoewel geloof 'n kardinale punt is van genesing, is dit nie waarvan genesing afhang. Genesing hang af van die kruiswerk van Christus en van die wil van God. God genees wie hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. 'n Hele paar jaar terug toe ek en my vrou nog net gekuis het, toe is ons by een jeugaand geleentheid by 'n ander kerkdenominasie. En daardie aand was die pastoor glad nie betrokke nie, maar daar was 'n jong man en hy begin sy boodskap as volg: Wie wil in die geestelike riem beweeg? En onmiddellik dink ek, waarheen gaan hy nou? En hy noem iets uit 'n Psalm uit hier, en toe ek sien is hy in Openbaring daar, en dan is hy terug in Genesis, en later dan kon niemand hom volg. Maar ek byt maar vas, en ek sien die aand deur saam met Charlize, en aan die einde van die aand vra hy, is daar iemand wat gebed nodig het vir genesing? En terwyl ek nog rondkyk, toe sien ek daar Charlize se hand op. Nou Charlize het iets gehad wat haar pa ook mee gebore was, en is 'n verlengde rugwervels, maar in die gene in die familie. Haar pa moes al operasies daarvoor gekry het, en Charlize het dieselfde probleem gehad. Sy het kroniese medikasie vir dit gedrink al vir jare, en daar vra sy nou vir genesing. En die jong man sê, ons almal moet nou in 'n sirkel kom staan, ons hande op haar lê, en hy gaan nou vir haar bid dat hierdie siekte van haar af moet afwyk. En soos sy hande op lê, begin hy amper op haar te gil en te skel, en hy bestraf die siekte, en hy wil hom amper uitdryf asof dit 'n demoon is. En hy klaar gebid het, sy voel hy nou beter. En soos julle my vrou ken, sy is eerlik, sy sê nee. En hy sê, goed, kom ons bid weer. En hy doen dit vir 'n tweede keer, en hy bid langer, en hy bid harder, en hy vra weer, voel jy nou beter? Charlize, eerlik, sê vir hom weer, nee. En 'n derde keer begin hy so 'n bietjie na haar te ruk, en hy begin my hier binne laat kook wat hy hier aanjaag en doen. En hy ruk hier, en hy skel, en hy gil, en hy bestraf, en hy vra vir haar, is jy nou beter? En sy sê vir hom, seker maar. Daardie aand na die geleentheid klim ons in die kar op pad terug huis toe, vra ek vir haar, jy's nie beter nie, né? Sy sê nee, inteendeel, hierdie hele situasie het haar nou laat stres, en nou het hierdie rugwervel en spasme ingetrek. En daardie aand gaan sit ek met Charlize, en ek verduidelik vir haar die boodskap van goddelike genesing, nie geloofsgenesing. Van hierdie wat ons sien op die televisie, waar mense nou op 'n verhoog opgenooi word, en jy moet nou uit die rolstoel uit opstaan, jy moet nou iewes skielik omval en beter voel, jy moet nou verlos wees van hierdie ding. Plekke waar hulle siekte hanteer asof dit 'n binding of 'n vloek in jou lewe is, en nie as 'n kroniese ding wat God oor ons pad toegelaat het nie. En daardie aand verduidelik ek vir Charlize die pad van goddelike genesing. Dat genesing in die hande van God lê, dat hy in staat is om ons te genees, en dat hy deur die wonde van Jesus Christus ons die geleentheid gee om met vrymoedigheid, hoor mooi, vrymoedigheid te vra, nie te dwing of te forceer nie, want ons het geen reg om te bepaal wat God doen of maak, maar om met vrymoedigheid op grond van die kruis vir Christus kan vra vir genesing. Daardie aand kniel ons by haar bed, ons doen 'n gebed saam, en ons paadjie skei, en die aand is verby. En ek kan vir u sê, tot vandag toe nog, Charlize se rug nog geen probleme gegee nie. Nie omdat 'n sekere persoon nou en daar geruk het en 'n siekte bestraf het, en omdat haar geloof groot genoeg of klein genoeg of op die regte manier nie, maar omdat sy haar vertroue in Jesus geplaas het. Omdat dit sy wil was om haar te genees, en so dit ook geskied. En daarom is dit belangrik, liewe vriende, dat ons moet verstaan wat die rol van geloof in genesing speel. Dat dit nie die kardinale punt is waarvan alles afhang. Dat die sentrale punt eerder is Jesus Christus. Hom en hom alleen. Die werk wat hy verrig het. Maar ook kan ek hier nie geloof uit die boodskap van genesing haal nie. Nie glad en al. Geloof is 'n kardinale punt wat belangrik wel is. Dit is wat God van u en vir my af eis. Want dit is met daardie geloof wat ek vrymoedigheid skep om na die kruishout van Jesus te gaan en hom te vra vir genesing. En daarom wanneer ons vanaand na hierdie vrou kyk wat aan bloedvloeiing gelei het, openbaar haar lewe en haar optrede. En ook die behandeling hoe Jesus met haar opgetree het vir u en vir my wat geloof is en hoe dit kardinaal is in die werking van goddelike genesing.
Hierdie vrou wat ons van hoor, ly 12 jaar lank aan bloedvloeiing. En dit word eintlik vir ons baie grafies uitgedruk dat Markus sê dat die fontein het opgedroog. Die gedagte dat dit vir hierdie vrou 'n erge siekte was. 'n Siekte wat haar lewe totaal en al omgegooi het, nie maar net vir haar 'n uitdagingkie was nie, maar dat haar hele lewe verander. Dink jouself in, 'n tekort aan bloed. Wat veroorsaak dit in die mens se liggaam? 'n Ystertekort. Jy's permanent moeg, uitgeput, geen krag, geen dryf, permanent dors, maar tog kry nie geslaap nie. Dit is die effek wat hierdie vrou ondervind het vir 12 jaar lank. En sy desperaat geword, gegaan na alle tipe geneeshere en dokters en mediese hulp, elkeen geondersoek, elkeen gevra, elkeen gesmeek en gesoebat om haar te help. So desperaat, dat sy al haar geld wat sy gehad het, daarop uitgegee het, elke laaste sent. En nie net het dit nie niks vir haar gedoen nie, dit het die probleem erger gemaak in haar lewe. Toe sy haar vertroue probeer plaas het op mense en dokters en sogenoemde geneeshere, het dit vir haar geen verbetering gebring nie, maar inteendeel tot nadeel van haarself gelei. Toe sy hoor van die Here Jesus Christus wat in hierdie dorp ingaan, en die werke wat hy verrig en die dinge wat hy doen, kon sy haarself nie keer om al haar geloof en vertroue in hom te plaas. En ek wil hê jy moet vanaand verstaan hoe drasties hierdie vrou se optrede was. Sien, 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het, was gesien as onrein. Sy was uit die samelewing uit verban. Sy mag niemand aangeraak het nie, anders het hulle ook onrein geraak volgens die wet. Nou kom hierdie vrou met haar moed en haar geloof, en sy kom na 'n leermeester, 'n rabbi, Jesus. En enige ander fariseer of sadiseer wat sy so aangeraak het, sal hierdie vrou erg gestraf. So haar verban het uit die dorp, en selfs kon dit gelei het dat sy self gestenig kon geword het vir haar optrede. Maar in haar desperaatheid skep sy haar laaste moed en geloof bymekaar, en sy plaas dit op die regte plek en in die regte persoon, Jesus Christus. En sy sê by haarself, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek, hoor mooi, nie miskien of dalk nie, sal ek genees word. En so het dit geskied. So het dit gebeur dat die Here Jesus Christus daar vir daardie vrou die werk van genesing bewerk het. En hy skryf dit toe aan haar geloof. En daarom, liewe vriende, gaan ons vanaand kyk wat 'n kosbare en wonderlike werk geloof in u en my lewe speel. Besonders wanneer dit kom by die werk van genesing. In ons eerste gedagte vanaand sien ons, geloof plaas ons volle vertroue in God se vermoë om te genees. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, vers 28 sê, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Hierdie vrou wat al soveel metodes probeer het, soveel mense genader het en soveel kere probeer het om genees te word, sou by haarself van nature bietjie skepties moes gewees het. Gedink het, maar wie kan ek nog vertrou? Vir wie kan ek nog vra? Watter mens kan ek nog nader? Wie kan vir my nog raad gee, of medikasie gee, of uitwysings gee? Maar nee, hierdie vrou maak die doelbewuste besluit om te sê dat ek weet dat daardie persoon, Jesus Christus, in hom lê, daar vir my genesing. Daarom haar woorde wat sy sê, dat ek weet, as ek sy kleed aanraak, sal ek gesond word. Daar was by haar geen skeptiese miskien of 'n dalk teenwoordig nie, maar 'n volkomme vertroue dat Christus in staat is, dat hy die vermoë het om haar volkome te genees van haar kwel. Haar geloof het nie aan haarself gelê nie, maar in hom, in Jesus Christus. Matteus 9 vers 28 en 29 sê vir ons, Jesus vra vir die blindes, glo julle dat ek dit kan doen? En hy sê, volgens julle geloof sal dit julle geskied. Wie wil ek die klem lê, liewe vriende? Dat nie hulle geloof is wat hulle genees het nie, dis Jesus Christus. Maar wat ek vra van die mense en van een van my vanaand af, is nie om primêr ons vertroue te stel in mense, of medikasie, of dokters. Nou wil ek ook
Jy ken baie keer as hulle medikasie juis voorhou, dan sê hulle wil altyd net 'n disclaimer onderaan sit. Nou my disclaimer vanaand is, moet asseblief nie u bril gaan weggooi en die pille langs die bedkassie en die drom gooi en sê ek vertrou nie op jou nie, ek vertrou op Jesus. Nee. Ons het dit duidelik gestel Sondagoggend. God kan genees deur 'n direkte wonderwerk. Hy kan genees deur die kennis wat hy aan 'n dokter beskik. Hy kan genees deur natuurlike medikasie, deur medikasies wat dokters vir een of vir my voorskryf. So asseblief, moenie van die bloeddrukmedikasie afklim of enige pille wat u drink nie. Maar verstaan vanaand dat alhoewel u dalk medikasie gebruik of na 'n dokter toe gaan om te hoor wat fout is, dat primêr ons vertroue nie moet lê in die mens nie, maar in Jesus Christus. Ek is seker ons elkeen vanaand is al lank genoeg in hierdie lewe om te besef, ons kan nie mense vertrou nie. Mense laat ons in die steek. Mense kom ons te na. Mense maak foute. Mense skiet tekort. Maar wanneer dit kom by die Here self, is daar geen tekort. Is daar geen beperking nie. Is daar geen skaal tot wat hy sal genees en nie dan verder. Hy is volkome in staat om die genesing vir enige iemand te bewerk wat bereid is om hulle volle vertroue en geloof in hom te plaas. Ware geloof sê, Here, ek weet u kan. Dis soos 'n kind wat sy pa se hand vat, nie omdat hy sterk is nie, maar om te vertrou dat sy pa hom sal dra en vir hom sal voorsien. En dit het vanaand vir my so pragtige realiteit geword, toe sien dat reën buite en hy het sy gumboots aan, toe staan hy by die deur en hy sê hand, en hy nie laat gaan, totdat hy sy voete in die moederskamer gesit het, totdat hy sy bestemming bereik het nie. En is daar dieselfde afhanklikheid en vertroue, wat die Here vanaand van u en van my afvra in geloof, om aan hom te plaas. Nie in myself nie, nie in ander nie, maar in Christus alleen. Ons word uitgenooi om dieselfde eenvoudige vertroue na God toe te bring en op hom te plaas. Andrew Murray in sy boek Divine Healing herinner ons dat dit nie genoeg is om te glo God kan genees. Ons moet glo hy is bereid om dit ook vir ons te doen. Hy is nie maar net in staat nie, maar hy wil dit vir u en vir my kom bewerk. Dis my so kosbaar in Matteus 8. Sien ons kom daar 'n melaatse man na die Here Jesus Christus, toe baie soos hierdie geval van die vrou, 'n onreine. Hy sê, Here, as u wil, kan u my genees, kan u my reinig. En weet jy wat sê die Here Jesus vir hom? Ek wil, word gereinig. En daar dieselfde woorde kom ego vanaand in u en my oor. En kom sê die Here Jesus Christus, ek wil. Maar as ek bereid om daardie hand, daardie uitnodiging vir myself te neem. Handelinge 11 vers 6 bevestig en dit sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Daardie woord behaag beteken tevrede stel, gelukkig te maak, te voldoen aan die verwagting wat daar gestel is. Sonder geloof sal ek en u nie kan daagliks wandel met die Here. Sonder geloof sal ons nie die uitdagings van hierdie lewe kan oorkom nie. Sonder geloof sal ons nie kan verdiep in ons verhouding met die Here nie. En sonder geloof sal ons armoedig en armsalig in hierdie lewe wees. Met die verwagting dat ek is maar net hier en ek vat wat my kant toe kom. Geen vertroue dat God in staat is om te verlos, te herstel of te genees nie. Maar dank die Here dat hy is vanaand in staat. Hy het vanaand die vermoë en hy vra, plaas jou geloof in my. En ons tweede gedagte vanaand sien ons geloof is nie net verstandelike instemming nie, maar 'n daad van vertroue. In vers 33 van ons geleesde gedeelte sien ons die vrou wat gevrees en gebeef het omdat sy wis was wat met haar gebeur, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. Sy vertel vir hom die Here Jesus Christus duidelik dat toe sy gehoor en gewaar geword het van sy koms, het sy die geleentheid uitgekoop, nie toegelaat dat 'n skare wat hom toegestaan het haar stop vir 'n enkele oomblik nie, maar sy het van agteraf uitgestrek en gerek met volle geloof en vertroue. Sy het iemand net teruggesit en gesê, as Jesus wil, sal hy seker maar by my een of ander tyd 'n draai kom maak nie. As dit sy begeerte is, sal hy maar seker eers die beweging maak en na my kant toe rig nie. Nie eers het die geleentheid aangegryp,
toe sy die Here Jesus Christus sien, en haar geloof was nie net 'n verstandelike vertroue in hom nie, maar was 'n daad van aksie wat haar laat uitstrek het en hom aangeraak het en genees geword het daardeur. Geloof, liewe vriende, is nie maar net ek wat sê ek weet en ek verstaan. Ons kan na hierdie week hier uitstap en wonderlike teologiese kennis opgedoen het. En wonderlike diep Bybelse konsepte en teologiese begrippe geleer het. Maar dit kan niks van my hart beteken. Dis een ding om hierdie goed en hierdie inligting en hierdie inligting vanaand na my kop toe te neem. En dis ek verstaan en begryp dit. Dis 'n ander ding om dit vanaand na my hart toe te neem en te sê ek vertrou God daarvoor. Ek is bereid om hom vas te hou daarvoor. En ek wil aan hom vasklou en nie laat gaan totdat hy die werk vir my kom rig of doen as dit sy wil is. Jakobus 2 vers 17 sê, so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Nou ek en jy moet verstaan wat Jakobus se agtergrond en manier van redenasie is. Jakobus sê nie vanaand geloof saam met my werke red my nie, maar Jakobus verduidelik dat die natuurlike oorgang van ware geloof is aksie. As ek waarlik Christus vertrou het vir my saligheid en redding, sal my lewe verander word en sal ek anders optree. Waarom kan ek weet of ek gered is? My lewe het verander. Ek tree anders op, ek praat anders, ek doen anders. So die werke red my nie, maar dit bevestig die geloof wat wel in my hart gekom het. Dieselfde wanneer dit kom by geloof in genesing vanaand. As ek vanaand bely dat ek vertrou en ek glo dat God waarlik kan genees, is dit nie maar net ek wat passief sal terugsit en by myself sal staan en sê miskien dalk as God wil, sal hy dit doen nie. My familie het maar baie konservatief groot geword aan my ma se kant. En daarom was hulle baie versigtig as hulle gebid het, moes dit vir ernstige goed wees. En ek onthou een geval waar my oom sy beursie misplaas het en hy weet nie, is dit by die werk, is dit plekke waar hy gestop het, is dit in sy bakkie, is dit ergens in die huis nie. My tannie sê vir hom, bid en vra die Here. Hy sê nee, nooit nie, ek sal nooit die Here pla met sulke klein dingetjies nie. Ek het mos my beursie misplaas. En sy bly aan hom aanhou, bid net. En ek dink op 'n punt van moedeloosheid gaan sit hy net en hy sug en hy maak sy oë toe. 5 minute later toe vind hy sy beursie. Wat die Here vanaand daar vir hom kom bewys het, is iets wat die Here vanaand vir my ook wil kom openbaar en wys. God is getrou in die groot sake en in die klein sake. Die Here vra nie vanaand dat ek en jy moet vertrou vir groot diepste van wonderwerke nie, wat ons wel moet. Maar dat ons homself kan vertrou vir die eenvoudigste probleem en uitdaging. Die Here roep ons vanaand om op te vertrou vir genesing. Of ek vanaand aan kanker ly en of ek vanaand met 'n verkoue is. Geloof, liewe vriende, beteken 'n volkome, hoor mooi, volkome vertroue op hom vir alles. Nie net vir die moeilike dingetjies wat buite my beheer is nie. Nie net vir groot sake waar ek nie vir kans sien nie, maar selfs vir die eenvoudigste van sake. Weet jy baie keer ons bid wanneer ons lang pad op reis gaan, hoekom doen ons dit? Gaan God my nou meer beskerm? Gaan die Here se hand van bewaring my nou veilig hou, sodat my minder veilig hou as ek nie gebid het nie? Nee. Daardie gebed wat ek bid as ek op reis gaan, is 'n verklaring meer as 'n gebed. 'n Verklaring wat sê, Here, ek is afhanklik van U. En is 'n verklaring van my vertroue, is nie in my eie bestuursvermoë of op die taksies op die pad nie. My vertroue is op U. As ek en U bid in die aande voor ons eet, gaan my kos nou meer geseënd wees? Gaan dit nou minder vet maak? Nee. Ons gebede in die aand, wanneer ons bid vir ons kos, is 'n verklaring dat hierdie is die voorsiening van die Here. En in geloof vertrou ek hom dat hy verder vir my ook sal voorsien. Ons besef nie baie keer wat hierdie klein gebede, gou vinnig voor ek ry, terwyl ek aan tafel sit, voor ek in 'n groot vergadering moet ingaan, voor ek hierdie uitdaging moet aanpad, daardie gebede wat ons baie keer bid in daardie oomblik. Wat 'n diep geestelike waarheid daarin vir ons lê, van 'n verklaring van vertroue in die Here Jesus Christus. Maar ek en jy moet vanaand verstaan dat ons kan nie maar net bid en terugsit nie. Maar dat ons die Here moet neem op sy beloftes. Ons moet neem op sy uitnodigings. Of dit is vir redding, vir heiligmaking, vir herstel, vir voorsiening, of soos vanaand,
vir genesing. Markus 2 vers 5 sê ook, toe die verlamde se vriende hom deur die dak bring staan, en ekskuus tog, deur die dak bring staan daar, en toe Jesus hulle geloof sien. Toe hy sien wat hierdie 4 vriende se vertroue in Christus was, dat hulle selfs hulle vriend na die Here Jesus Christus toe gebring het hy hierdie man genees nie op grond van sy geloof nie, maar op grond van sy vriende se vertroue. En dit is wat geloof is, liewe vriende. Geloof is nie om te sê, ek sit maar net terug en wag dat Jesus by my 'n draai kom maak nie. Maar ek neem hom op die beloftes wat hy vir my gee, en op sy woord wat hy vir my kom vasstel. Ek is nie voorbarig en eis, en stel voor Jesus moet nie, maar op grond van hierdie beloftes vra ek met vrymoedigheid. Vrymoedigheid vanaand beteken vir een van my liewe vriende, sonder skaamte, sonder vrees, sonder terughou. Kom ek na Christus met my behoefte, en ek vra vir hom om daarin te voorsien. Die vrou het net gedink, ek glo. Hy het haar geloof, sy het haar geloof uitgeleef. Sy het deur die skare gegaan en Jesus aangeraak. Geloof word sigbaar in aksie. Wanneer ek bid, wanneer ek vra, wanneer ek na die ouderlinge toe gaan vir salwing, soos ons gisteraand ook toegepas het. Dit beteken ek gaan na die Here toe met my siekte. Ek neem sy woord ernstig. Ek tree op in gehoorsaamheid. A.B. Simpson sê in sy boek The Gospel of Healing, geloof is nie wag dat jy eers beter voel nie, maar die uitgestrekte hand wat die belofte van God aangryp en sê, dit is vir my. Dit is vir my. En dit is wat die kruis vanaand ook vir my teenwoordig. En ek wil nie vir 'n oomblik wegvat die verlossing van sonde wat dit vir ons bewerk nie. Nie vir 'n oomblik nie. Maar soos ons Sondagoggend genoem het, is dit een van die kruisvrugte wat ons vanaand kan neem. Dat daar is vir my genesing deur sy wonde. En deur die kruis steek Jesus nog steeds vanaand sy hand uit en vra dat ons vertroue en geloof in hom moet plaas. Geloof roep ons tot hierdie aksie en daad. Ons derde gedagte vanaand sien ons geloof erken God se soewereiniteit in genesing. In vers 30 van ons geleesde gedeelte sien ons, en dadelik toe Jesus in homself die krag weggevaar word wat van hom uitgegaan het, draai hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? Nou toe die Here Jesus hierdie vraag gestel het, was sy disippels die mekaar. Here, u is dan omring deur mense, almal raak aan u. Hoekom kom u nou agter u skielik is daar iets fout? Want Jesus het gewaar geword dat daar van sy krag uitgegaan het. Die gedagte van die Jesus se krag is nie dat hy swakker geword het of minder krag nou besit het nie, maar hy het waar geword dat daar 'n wonderwerk geskied het. Sê liewe vriende, wat ek in die vanaand moet verstaan is, dit gaan nie net oor hierdie vrou se geloof, maar dit gaan oor in wie sy dit geplaas het. Ons kan vanaand volkomme geloof en vertroue hê in onsself. Die wêreld se geloof hê op ander, maar dit stel alle kritisaak waarin ek daardie geloof plaas. En vanaand die antwoord is in Jesus Christus. In sy soewereiniteit. Dat hy in staat is om my te genees. Daai woord soewereiniteit is alomvattend. Hy is verhewe en verheerlik bo alles en almal. Hy het geen gelyke, geen tweede, geen persoon wat naby aan hom kom nie. En is in daardie vertroue in God se heerlikheid wat ek my vertroue plaas, dat hy daardie werk van genesing vir my kan kom bewerk en vir my kan kom doen. Om my vertroue volkome in Jesus Christus alleen te plaas en nie in myself. En daarom het hierdie vrou hierdie daad van geloof geneem het sy erken in haar optrede wie Jesus Christus is. Niemand net 'n mens nie. Niemand net 'n geneesheer nie, maar God wat daar teenwoordig was. Immanuel, God met ons. Ons lees in 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9. Paulus bid 3 keer dat die doring in die vlees van hom verwyder word, maar God se antwoord vir hom is, my genade is vir jou genoeg. Wat die Here vir Paulus hierdeur kom sê is inderdaad, nee, ek gaan hierdie doring in die vlees nie vir jou kom wegneem. Maar in plaas daarvan roep ek jou om jou vertroue in my te stel, dat ten spyte van hierdie doring in die vlees,
ek nog steeds met jou is. Ek nog steeds jou sal deerdra. Ek nog steeds vir jou sal voorsien. Sien, liewe vriende, ons begryp en verstaan geloof baie keer heeltemal verkeerd. Ons dink geloof beteken alle afwesigheid van vrees. Nou, ek noem nie iemand wat geen vrees het 'n gelowige persoon nie. Ek noem iemand wat sonder vrees is dwaas. Vrees is 'n natuurlike reaksie van die mens. As iemand my skrik maak en ek beweeg daar, is dit nie omdat ek dit wil doen nie, dis onwillekeurig. As my lewe in gevaar en gedring is, sal my hart vinniger klop. Ek sal bang wees van nature. Dit sal met ons almal gebeur. Daarom baie keer wanneer ek by 'n hospitaalbed staan vir iemand ingaan vir 'n operasie, vra ek vir hulle, oom, tannie, of liewe 'n persoon, is jy bang? Dan ken hulle amper asof hulle verkeerd is, sê hulle, ja, dominee, ek is. En aan die gerusstelling, daar is niks daarmee fout nie. Baie keer word ons geboelie dat ons geen vrees mag hê, dat vrees totaal en al verkeerd is. Nee, liewe vriende, vrees is 'n natuurlike optrede. Die vraag wat wel gevra word, wat doen ek wanneer ek vrees? Vertrou ek op ander, op mense? Gaan ek in 'n paniek in en sien geen uitweg nie? En hardloop soos 'n hamster op 'n wiel op soek na 'n oplossing, maar vind niks nie? Of ten spyte van my vrees, is ek bereid om na God toe te gaan? Dit is waar geloof intree, liewe vriende. Dat ten spyte van hoe ek voel, ten spyte van wat ek sien, ten spyte van wat ander sê en hoe die uitkoms lyk, kies ek om op God te vertrou en staat te maak en te sê, Here, maak nie saak wat die resultate is nie, maak nie saak wat die dokters voorskryf en sê nie, ek vertrou op U. U is verhewe bo al hierdie mense, al hierdie uitdagings, bekommernisse en vrese, en ek vertrou volkome op U en U alleen. Dit is waar geloof inkom. Sien, liewe vriende, 'n persoon wat braaf is nie iemand wat sonder vrees is. 'n Brawe persoon is iemand wat in aksie optree ten spyte van sy vrees. Dieselfde met geloof. Ten spyte van my vrees, ten spyte van wat ander sê, ten spyte van wat die dokters voorskryf, ten spyte van wat die algemene resultate en uitkoms vir my voorspel is, sê ek, Here, ek vertrou in wat U sê. Ek vertrou in wie U is in U verhewenheid. 1 Johannes 5 vers 14, en dit is die vrymoedigheid het wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets volgens sy wil bid. Vrymoedigheid. Dit is wat ek in U vanaand kan skep en van kan neem. Vrymoedigheid. Here, ek kan U vertrou. U is getrou, al is ek ontrou. U bly waar en die waarheid, ten spyte van hoe dit vir my lyk en vir my mag voorgehou word en wees. Vertrou ek in die soewereine God wat my kan genees. Dit is wat ware geloof is, 'n erkenning van die God wat ek aanbid en hoe groot en verhewe hy is bo alles en almal. Maar dan laastens vanaand sien ons geloof bring vrede ongeag die uitkoms. Markus 5 vers 34 sê deur Jesus Christus, dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Gaan heen in vrede. Ons sal môre aand as die Here wil in diepte ingaan, wanneer die Here nie volkome genees nie, wanneer die Here glad nie genees nie, wat moet ons maak en wat moet ons doen? Dat ons 'n begrip het dat ons nie altyd genesing hier op aarde gaan beleef nie. Maar in hierdie geval kom die Here en hy kom na hierdie vrou en hy kom bied vir haar vrede, saam met haar genesing. Nie net het die Here Jesus Christus 'n siekte van hierdie persoon weggeneem nie, maar hy het haar hele lewe getransformeer. Weer kon sy terug na wat normaal geken was in daardie tyd beweeg. Weer kon sy deel hê aan die samelewing. Weer het sy die energie en die krag en die verstand gehad om te kon voortgaan het met haar lewe, om vir haar 'n bestaan te maak en te kon leef. Nie net dit nie. Daardie dag ontmoet sy nie net ook fisies die Here Jesus Christus, maar sy ontmoet hom geestelik. Hy kom nie net en doen vir haar 'n werk van genesing nie, maar hy kom ook en doen vir haar 'n werk van verlossing. Ek onthou op skool het een van my goeie vriende se ma op 'n jong ouderdom met 'n vorm van Parkinsons was sy gediagnoseer. En hierdie tannie, en ek moet dit vir uitbeeld, kom met haar hande in die stil hou en die hele tyd so beweeg en die hele tyd so rondgestryk. En vir ons as kinders was dit vreemd, hierdie tannie het vir ons sonnaskool gegee. En ek onthou op 'n geval sit hierdie tannie by ons en sy getuig en vertel vir ons, Jesus het haar
kom aanraak en sy is genees. Maar terwyl die tannie dit vir ons vertel, alhoewel dit minder was, het sy nog steeds met haar hande beweeg en gevroetel. En as 'n kind het ek nie verstaan en begryp, maar tannie, jy sê jy's genees, maar tog sien ons nog die probleem nie. En eers later as ek terugdink aan daardie geval, dink ek terug aan daardie tannie se gesig en die vrede wat van haar uitgestraal het. Sien, die Here het haar dalk nie fisies kom aanraak nie. Die Here het haar dalk nie fisies kom genees nie. Maar in haar hart het hy 'n groot werk vir haar kom doen. In die plek van genesing kom gee hy vir haar vrede. Die Here sê vir Paulus, nee, my genade is vir jou genoeg. En hierdie tannie het hierdie vrede in haar hart gehad. Die Here het my aangeraak. Of ek nou met hierdie probleem sit of nie. Ek het vrede. En ek wil vanaand vir u sê, liewe vriende, geen dokter, geen medikasie, geen sielkundige of 'n beraader kan dit vir jou bied nie. Hierdie vrede wat Christus vir jou en vir my gee, gaan ons verstand te bowe. Hierdie vrede wat Christus in jou en my hart kom plaas, is vrede ten spyte van my bekommernisse en vrees en uitdagings. Ek en jy moet verstaan, daar's 'n verskil tussen blydskap en vrede. Blydskap ondervind ek wanneer alles goed gaan. Maar dinge gaan nie altyd goed nie. Ons almal ondervind dit, dat lewe gaan soms op en soms af. En dan sê hulle, dis 'n beteken as lewe. Vat maar net op daardie monitor in die hospitaal, hartklop wat beweeg. As hy stil staan en jou lewe is maar net plat, beteken dit jy is dood. Dieselfde in ons lewens, ons het opdae en ons het afdae, goeie dae en slegte dae. Eendag is ek bly, geluk, en die ander dag is ek mismoedig. En as ek my verhouding met Christus gaan bou op hoe ek voel, gelukkig en ongelukkig, gaan ek eendag vir Jesus leef en die volgende dag nie. Maar as ek my verhouding met Christus bou in geloof, sal ek vrede ondervind ten spyte van my omstandighede. Soos daardie lied vir een vir my getuig, as vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, watter lot my ook tref, dit is wel met my siel. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Of ek die wêreld het of alleen is, ek kan Christus se vrede ondervind. Ek kan versadig word deur die onuitputlike bron wat my Here Jesus Christus is. Wat 'n wonderlike versekering is dit nie vanaand vir een vir my as kinders van die Here nie. Jesaja 26 vers 3 sê, U bewaar hom in volmaakte vrede, wie se gedagtes op U steun, omdat hy op U vertrou. Sien jy die verhouding wat geloof en vrede met mekaar loop? As ek nie my geloof op die regte plek stel nie, as ek nie my geloof in die regte persoon sit nie, sal ek nie vrede ondervind nie. En kom ons wees eerlik by onsself, liewe vriende. Dis baie keer wanneer ons oë van Jesus afhaal, wanneer ons mismoedig word, negatief word, pessimisties is. Dis wanneer ek nie meer langer op hom bou nie, maar op myself, dat my uitkyk doemswaardig word. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, moet oor niks besorg wees nie. En die vrede van God, hoor mooi, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Moet oor niks besorg wees nie. Nou, liewe vriende, beteken dit ek en u moenie vanaand op begroting gaan opstel vir die jaar of vir die maand nie? Beteken dit ons hoef nie môre werk toe te gaan nie? Nee. Die realiteit is, ons het nog 'n verantwoordelikheid. Maar dat al my sorge, al my bekommernisse, al my stres en al my vrese, wat so op my gepak en gelaai word, ek dit net so sal neem en by die voete van die kruis sal kom neerlê. En daar die vrede van Christus ondervind. Dat ek my uitdagings na hom toe sal bring. Dat my bekommernisse by die voete van die kruis neergelê sal word. En dat sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, my daardie rus vir my siel sal verskaf. 'n Rus wat 'n vakansie nie kan bring. 'n Rus wat genoeg slaap nie kan bewerk. Maar 'n sielerus wat vir my verkoop en nuut maak van binne af. Dan vergaan ek uiterlik, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe.
Dit is wat Christus vir jou en vir my kom bied. Dit is die vrede wat daar vir ons is as sy kinders en wat tot ons beskikking is as ons vertroue in geloof in hom kom plaas. Ware geloof bring vrede wat groter is as die siekte self. Selfs as ek nie onmiddellik genees word nie, gee geloof vir my rus in God. Ek het dit met vandag verstaan, in die Ou Testament was rus 'n dag, die Sabbatsdag. Vanaand is jou en my rus nie 'n dag nie. Dit is 'n persoon en sy naam is Jesus. En daarom sê Hebreërs dat as ons by daardie rus ingegaan het, as ek Jesus aangeneem het as my saligmaker en verlosser, en ek volkome my vertroue in hom plaas, ek opkyk na hom en hom neem op sy woord, sal ek in ruil daarvoor vrede vir my siel ondervind. As jy glo, verander jy houding. Jy is nie meer 'n gevangene van vrees nie. Jou geloof bly, God is my geneesheer. Of hy my nou genees, of hy my dra, of hy uiteindelik in die ewigheid volkome my sal genees, maak nie saak nie. Hy self is my vrede. A.B. Simpson sê die hoogste genesing is nie die liggaam wat herstel word nie, maar die siel wat leer rus in Christus. Die hoogste vorm van genesing wat ek en u vanaand kan beleef, is om te sê ek is klaar bekommer, klaar gevrees, klaar getwyfel. En ek vra dat Christus my rus sal kom gee. As u vanaand hier sit en u begeer daardie rus vir u siel, hoef u nie verder te kyk as die kruis van Christus nie. Wil jy nie vanaand kom en dit wat jou kwel en pla, dit wat jou geloof te neerdruk en jou moedeloos maak, by die kruishout van Jesus kom sit en sê, Here, ek wil my vertroue volkome op u kom. Liewe vriende, die rol van geloof en genesing is nie 'n formule nie. Dis 'n verhouding. Dit vertrou volkome in God se krag. Dit tree op met gehoorsaamheid. Dit buig voor sy soewereiniteit en dit vind vrede in hom. Al genees hy my nie nou of later, maar eendag. Psalm 103 vers 2 en 3 sê vir ons: Loof die Here wat al jou krankhede genees. Jesaja 53, die kosbare woord wat vir jou en vir my sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Laat ons sê, Here, ek glo u kan. Ek glo u is goed. Ek gee myself in u hande oor. Mag ons vanaand daardie vertroue in Christus alleen kom plaas en hom vertrou vir 'n groot werk in ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vanaand vir u kan kom stil raak en kan kom sien waaroor goddelike genesing waarlik gaan. Here, dat dit nie gaan oor my en my geloof en my optrede nie, maar dit gaan oor Jesus Christus, u as persoon, u soewereiniteit en die werk wat u aan die kruis kom verrig het. Maar welkom vra u vanaand, dat ons nie langer op onsself of op mense moet vertrou, maar op Christus alleen. O Here, mag ons klaarmaak met die bekommernis en die vrees en die twyfel. Mag ons vanaand alle vertroue in u kom plaas. Mag ons vanaand kom maak soos daardie lied vir ons sê, hou die oë op Jesus, kyk op in sy vriendelike gesig, en alle aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. Here, dalk is dit vanaand nodig dat hier van ons is om wat nodig is wie ons oë op Jesus te moet plaas. Dalk het vrees of druk of stres veroorsaak dat ons vir 'n oomblik ons oë van u afgehaal het en ons gestruikel het. En ons sukkel om weer te kom op 'n plek van volkome vertroue. Maar dankie dat u vanaand deur die woord ons kom nooi. Ons weer die geleentheid kom bied om weer op te staan, moed te skep en saam met u te wandel. Here, u woord sê vir ons dat die mens val 6 keer, maar die regverdige staan 7 keer op. En dalk vanaand, Here, is dit weer nodig dat ons moet opstaan, afskud al die twyfel, vrees, bekommernis, en weet te sê, Here, hier is ek, en ek neem u op u woord, ek neem u op u uitnodiging, en ek vra u vir 'n groot werk in my lewe. Here, as u vanaand so iemand is, wil ek vra dat hulle vanaand daardie saak met u sal vasmaak, dat hulle nie hier sal uitgaan voordat hulle volle versekering en vertrou in hulle hart het, dat hulle op u sal staat maak en nie op hulle self nie. Dankie vir die woord wat tot ons kom en tot ons spreek in hierdie aand.
Seën ons ook verder in hierdie week en kom dra ons ook so deur. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.